Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by Maranatha bediening. Vanoggend fokus ons op 'n baie interessante onderwerp, naamlik dat die Here ons ook soms langs ompaaie en deur woestyntye in ons lewens neem. Ons tema, God neem ons soms op ompaaie. Kom ons raak stil voor die Here. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hartklop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors, Hy is wonderbare raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hartklop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors, Hy is wonderbare raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors. Here, ons kom nou in stilte by U voete sit. As ons graag wil luister na wat U deur U woord en gees vir ons wil sê. Amen. Liewe vriende, ons skrifgedeelte Eksodus hoofstuk 13. Ek lees vir ons 'n paar verse vanaf vers 17 af. Die opskrifie: die Here laat die volk met 'n ompad trek. Vers 17. Toe die Farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie. Alhoewel dit die kortste was, want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Vers 21. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys, en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. Ons lees net hierdie gedeelte, ons teksvers vers 18. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Nou liewe broer en suster, vriende, die lewe het mos die manier om ons soms baie stief te behandel en allerhande draaie met ons te loop. En niemand van ons hou van daardie draaie nie. Want as mense soek ons maar altyd die kortste en die maklikste pad. Maar nou sien ons in die Bybel dat God ons soms ook langs ompaaie en deur woestyntye in ons lewens neem.
En dis paaie wat meestal nie lekker is nie. En wat 'n mens ook maar taamlik kan uitput en kan moeg maak. Maar vriende, ompaaie en woestyntye is terselfdertyd tog ook paaie wat vir ons groot geestelike voordele kan inhou. Soos die Braziliaanse teoloog en filosoof Rubem Alves tereg gesê het, die druiwe moet eers gepars word voordat dit die soetwyn kan gee. Met ander woorde, die moeilike tye in ons lewens is ook nodig en kan vir ons op iets goeds uitloop. Nou liewe vriende, ons praat vanoggend oor die ompaaie in die lewe en in besonder ook oor die sinvolheid daarvan. En in ons teksgedeelte het ons vandag 'n pragtige Bybelse voorbeeld om dit vir ons te illustreer. Naamlik dat ompaaie tog ook God se manier kan wees om ons op die lewenspad te beskerm en ook van ons mooier en beter mense te maak. In ons teksvers lees ons, daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan met die woestynpad. Vriende, Israel sou verseker geestelik baie armer gewees het as God hulle nie langs 'n ompad en deur 'n woestyntyd gelei het nie. Want God se ompad vir hulle, behalwe dat dit vir hulle 'n veiliger pad was terselfdertyd ook vir hulle 'n suiweringspad en 'n vormingspad in hulle lewens. Ons lees hoe dat die Here hulle met 'n ompad laat trek het, sodat hulle nie op hulle reistog na Kanaan in vyandelike volke soos die Filistyne sou vasloop en in oorloë betrokke sou raak nie. Vers 17 en vers 18 sê, toe die Farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was, want het hy gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Vriende, God weet wat hy doen en hoekom hy dit doen. Deur Israel op 'n ompad te neem, het die Here dus onder meer aan hulle beskerming gebied. Die jare in die woestyn was nie vir hulle lekker nie, en hulle het ook maar dikwels daaroor gemurmureer en opstandig gewees. So dikwels loop dinge in ons lewens ook skeef, en dan bevind ons maar net soos Israel ook op ompaaie en in woestyntye. En daar verstaan ons nie altyd nie. En soms murmureer ons ook maar, en raak ons selfs ook maar opstandig teen die Here. Maar vriende, hoor dit vandag, as God ons soms langs ompaaie en deur die woestyn lei, dan het hy altyd sy redes daarvoor, en is dit verseker ook in ons beste belang. Al lyk dit op daardie stadium dalk nie so nie. Die Here skep nie 'n behaag daarin om ons te laat swaar kry en seer kry nie. In Jeremia 29 vers 11 sê die Here immers, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Die Here wil graag vir sy kinders iets moois gee, al moet ons ook soms deur 'n woestyn ervaring gaan om daarby uit te kom. Broer en suster, ons moet dit doodeenvoudig aanvaar dat die Here die beste weet. En ons moet hom vertrou dat hy 'n plan en 'n doel met ons lewens het. Al moet ek en jy soms langs ompaaie en deur woestyntye gaan om by ons bestemming uit te kom. Miskien wil hy ook vir ons, net soos vir Israel op hierdie wyse, bewaar van allerlei gevare. Ons ken nie al die gevare en versoekings
op die lewenspad, die verskoning. Maar die Here ken dit. Ons sien net 'n stukkie van die pad. Maar die Here ken die volle pad. Hy's groot en alwetend en hy sien die hele pad. En daarom lei hy vir ons soms ook op die ompaaie, weg van hierdie dinge af. Hy beskerm ons teen ongewenste faktore waarin ons dalk kan vasval en ontspoor en mismoedig kan raak. Maar vriende, die Here neem ons nie net op ompaaie om ons te beskerm nie. Die Here neem ons ook soms op ompaaie om ons in ons geloofslewe te toets. Want ons geloof word intens getoets wanneer die dinge nie glad verloop nie en voor die wind gaan nie. Daarom sê die baie bekende gedeelte in Jakobus 1 dan ook: my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Jakobus 1 vers 2. Met ander woorde, liewe vriende, God lei ons ook soms langs die ompaaie van die lewe om ons geloof te toets. Dis langs die ompaaie wat ons leer dat ons God in ons lewens nodig het en dat ons van God afhanklik is. In Deuteronomium 1 vers 31 lees ons hierdie pragtige woorde oor Israel. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here, julle God, julle die hele pad gedra het, soos 'n man sy seun dra. Vriende, ook ons moet dit vandag weet en ons moet dit glo dat God ons ook dikwels op ons ompaaie en deur ons woestyntye in ons lewens optel en dra. Mag hierdie gedagte ons vandag ook bemoedig en versterk. 'n volgende baie belangrike ding wat ek vanoggend wil hê dat ons moet raak sien, is dat God nie vir Israel op 'n ompad en deur die woestyn gestuur het en hulle alleen gelos het nie. Nee, God was voortdurend saam met Israel op hulle pad. In vers 21 lees ons: die Here het bedags in 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan en om vir hulle die pad te wys, en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf. Israel het op hulle ompad en woestyntog die Here se teenwoordigheid ervaar. In hierdie verband skrywe Carlo Coretto, 'n katholieke priester en ook 'n skrywer, skryf hy baie treffend: 'n woestynervaring behels nie net die afwesigheid van mense nie, aan die ander woorde dat jy eensaam en alleen is nie, maar 'n woestynervaring behels ook die aanwesigheid van God. En die bekende prediker Charles Spurgeon het in dieselfde trant geskrywe: so seker as wat God se kinders ook in die vuuroond beland, net so seker is hy daar binne by hulle. Maar liewe vriende, die Here is nie net by sy kinders op hulle ompaaie teenwoordig nie. Die Here voorsien ook in ons behoeftes. Die Israeliete het op hulle ompad deur die woestyn sy liefdevolle sorg ervaar. Ons weet hoe dat die Here vir hulle gesorg het, hoe dat die Here byvoorbeeld vir hulle op wonderbaarlike maniere voedsel gestuur het en water gegee het, in die woestyn voorsien het. Hulle het onder meer manna en kwartels gekry uit die Here se hand om te eet. Nou liewe vriende, ompaaie is beslis langer en moeiliker paaie. En is gewoonlik nie die paaie wat ons vir onsself sou kies nie. Want ons insig, sowel as ons uitsig oor dinge, is as mense kinders, maar baie beperk. Ons verstaan dikwels nie, en ons sou veel eerder die kort paaie na ons doelwitte en ons ideale en ons drome en ons suksesse
wil kies. Want dit is die uitsig wat ons nou maar het, die paaie wat vir ons met die beperkte en menslike insigte vir ons die beste lyk. Ons sien nie die volle prentjie soos God dit sien nie. Ons sien nie die slaggate en die versoekings en die gevare nie. En ons weet ook maar baie min van die geestelike verryking en die vorming en die groei wat God langs die ompaaie in ons lewens wil teweegbring. Langs die ompaaie van die lewe, liewe vriende, wil God ons laat groei en laat verdiep in ons verhouding met hom. En daarom moet ek en jy ook anders begin kyk na die ompaaie in ons lewens en die woestyntye waardeur ons soms moet gaan. En ons moet dit nie langer net sien as onaangename tye en bitter tye wat ons so vinnig as moontlik net wil verbykry en agter die rug wil kry nie. Laat ons die swaar kry tye in ons lewens eerder begin sien as die noodsaaklike terugsnoei tye in ons lewens, sodat ons kan groei en baie meer godsvrug in ons lewens kan voortbring. My vriend en vriendin, miskien bevind jy jou vandag op 'n ompad, waarop het lyk of alles net verkeerd loop, en of het nie wil end kry nie. 'n Ompad wat vir jou dalk lyk soos 'n doodloopstraat, wat jou nooit by jou bestemming, of dalk 'n belofte wat die Here aan jou gemaak het, gaan uitbring nie. Maar glo dit dan vandag, dat as jy God se kind is, dan is hy steeds besig met jou. En al neem dit tyd, glo dit dat hy met jou op pad is. Op pad is na die beloofde land. Op pad is na iets baie moois. En vertrou hom, dat hy die beste weet, en dat hy op sy bepaalde tyd dit vir jou ook sal gee. Die tyd wat hy daarvoor bestem het, en gedagte het, sal jy by jou bestemming uitkom. En terwyl jy tans dalk in 'n woestyntyd verkeer, moet jy ook glo dat die Here nie vir jou alleen in jou worstelstryd los nie, maar dat hy saam met jou daardeur gaan. En baie dikwels dra hy ook vir jou. En jy weet dit heel waarskynlik nie eers nie. God het nie vir Israel op hulle ompad in die steek gelaat nie. En God sal verseker ook nie vir jou en vir my in die steek laat nie. Hou styf vas aan God se belofte, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Romeine 8 vers 28. Ja, selfs ook die ompaaie en die woestyntye gebruik God ten goeie. Ek wil vir ons afsluit met die treffende woorde van Helen Keller, die Amerikaanse skrywer, wat in haar eie lewe enorme teenslae, dinge soos blindheid en doofheid, moes verwerk en oorkom het. Helen Keller het gesê, die lewe is vol pyn, maar is ook vol mense wat pyn deurlewe het en daardeur gegroei het. Vriende, mag ek en jy ook ons ompaaie en ons woestynervarings, mag ons dit ook deurlewe en dit aangryp as groei en vormingsgeleenthede, wat ons nog sterker sal maak en wat vir ons sal help om die mense te word wat God graag wil hê ons moet wees. Mense wat oorvloedige vrug tot eer van die Here in ons lewens voortbring. Amen. Kom ons bid net saam. Here, in antwoord op u woord wil ons vandag vir u sê,
Dankie dat U saam met ons op die lewenspad is. Dankie dat U ons hand vat en dat U vir ons lei. Al verstaan ons nie altyd U weë nie. Dankie dat U ons soms ook langs die ompaaie neem. Al sukkel ons om die sinvolheid en die waarde, die voordeligheid daarvan in te sien. En dankie dat ons kan weet dat dit vir ons die beste pad is, al verstaan ons nie alles nie. Here, dankie vir U beskerming in ons lewens, ook teen moontlike gevare, waarvan ons dalk ook nie eers bewus is nie. Here, dankie vir die langer paaie en die woestyntye, as dit dan beteken dat dit vir ons so snoeitye in ons lewens is. En dit vir ons kan help om geestelik sterker te groei en om meer vrugte tot U eer te kan voortbring. Dan wil ons vir U sê, Here, ons vertrou U en ons berus in U plan en U paaie vir ons lewens. Amen. Liewe vriende, dit bring vir ons by ons slotlied, vandag 'n kombinasie van 2 liedere. Die een is, leer my U wil, Heer, ons wat met die Here praat, en dan antwoord die Here ook met, wees stil, en weet, ek is die Heer. Kom ons luister daarna, ons kan dit ook saam sing, want die woorde is ook op die skerm aangebring. En vriende, druk gerus die subscribe knoppie, as jy dit nog nie gedoen het nie, en jy dalk ook meer van hierdie boodskappe wil ontvang. En daarmee groet ek dan ook vir julle, vertrou die Here vir die pad wat jy loop, en vrede vir jou. Leer my U wil, Heer, U doel met my, U pottebakker, met my die klei, vorm my en maak my, volgens U wil, op U vertrou ek, nederig stil. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal op jou getrou bewaar. Leer my U wil, Heer, U plan met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U nek, as ek dan swak is, maak U my sterk. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my, breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof.